Hallo julle. Hallo daar. Vandag wil ons 'n bietjie fokus op 'n gedagte wat baie keer by mense gehoor word en dit sluit aan by woorde wat Johannes die Doper gesê het. Toe hy daar langs die Jordaan gestaan het, het hy by geleentheid gesê hy het na Jesus gewys en hy het gesê hy moet meer word en ek minder. So dis die woorde, hy moet meer word en ek minder. En 'n mens hoor baie keer dat mense daardie woorde gebruik, baie opreg, amper soos 'n begeerte wat hulle uitspreek, dat die Here meer moet word en ek moet minder word. Ja, maar ek weet nie of mense altyd baie mooi dink oor wat die minder beteken nie. Beteken dit my behoeftes, dit wat vir my belangrik is, moet al minder belangrik word. Maar dis nou Moet waaroor ek verdwyn, so in terme van miskien om net daarna te kyk en te kyk na wat sou Johannes die Doper eintlik bedoel het ja, in daai konteks. dis nou presies waaroor ons nou wil praat. Ja. Ek raak sommer klaar opgewerk. Ja. Dit voel vir my soos patriargie. Nee, nou gaan haal jy dit ver. Ek gaan nou alles by patriargie. Ja, nee. Ek dink wat Johannes, kom ons sê net eers wat Johannes in die konteks sê. Johannes sien homself as hy sê ek is die ene wat die weg voorberei, ek berei die grond voor sodat Jesus kan kom en met sy bediening kan begin. Hy's die voorbereider. En Johannes was vir 'n tyd lank baie sterk op die voorgrond. Ja. Johannes het 'n beroering onder die skare veroorsaak. Ontsettend baie mense het na hom toe gekom, daar waar hy langs die rivier sy bediening gehad het, en die Fariseërs en die skrifgeleerdes het ook gaan kyk wat hy doen. So hy was beslis the talk of the town. Ja. Maar dan sê hy, mense, ek is nou baie sterk in die middelpunt, maar wat julle baie mooi moet besef, sien julle daai Jesus wat daar is? Dis eintlik oor hom waaroor dit gaan. Ja, so. Hy moet meer word. Hy moet op die voorgrond. Hy moet op die voorgrond kom en ek moet op die agtergrond raak. Hierdie rolle moet omruil. Dis my werk. Ja. Hy moet meer word, ek moet minder word. Ja. Nou goed, dis die agtergrond, dis die konteks. Nou vat mense daardie woorde en hulle sê, ja, wat die Here eintlik van ons verwag, is dat ons minder sal word sodat hy meer kan word. Wat in 'n mate klink soos identiteit selfmoord. My identiteit moet wegraak. My uniekheid moet opgaan in iets. Ja, en is eintlik 'n baie vae ding, want wat beteken dit as hy meer word? Wat sê ons eintlik? Dit beteken my begeertes, dit wat ek wil hê, dit moet as ware absoluut deur die Here oorgeneem word en die Here moet amper deur my leef. My begeertes, my behoeftes, daardie dinge, omdat dit in wese sleg is, moet dit op die agtergrond gaan. Ja. En in wese, as mens daaraan dink in terme van om 'n kanaal vir God te wees, is dit presies reg. Dit is wat ons wil hê moet gebeur. Dit dat ek al meer, soos ons kreatiwiteitsdefinisie sê, dat ek 'n oop kanaal is waardeur God kan vloei. En eindelose moontlikhede kan moontlik En waar ek nie hierdie vloei blokkeer. Wel, ek het nie blokkeer nie, maar hoe blokkeer ek dit? Nie met my diep essensie nie. Dis juist my diep essensie wat die kanaal vorm. Ja. So daai deel van my moet eintlik na vore tree. Die deel wat God in my geskape het om die kanaal te wees, moet na vore tree, en vir my klink dit meer soos daai ego, daai beskermingmeganisme wat ek ontwikkel het om my veilig te hou teen die wêreld, teen mense. Al daai stelsels en dit moet sisteme afgebreek word. Dit moet al meer
al minder belangrik word, al meer in die skadu intree, sodat dit wat werklik vir God bruikbaar is en waardeur God kan vloei, dan kan gebeur. Dis reg. Eintlik vrylik kan gebeur. Dis reg. So dan kan ek sê hy moet meer word en ek moet minder word. En daai ek staan eintlik vir my ego, vir my die deel van my wat die baas wil wees. Dis reg. Dis reg. Want in wese wat die Here wil hê is dat ons absoluut ons moet word. Ja, al meer en meer ons. Ons moet al hoe meer en meer ons word. Want hoe meer en meer ons is, hoe meer kan dit gebeur wat hy ons voorbedoel het. Dis reg. Ja. Hoe meer eg ons is, hoe meer ons vanuit ons groot self of ons God self, daardie diep essensie waarvan ons in Genesis lees waar God sê dit is goed, dit is baie goed. Daai kern, die goddelike kern wat in ons is, hoe meer ons daaruit leef, hoe meer word God eintlik gesien, beleef. En dit kom weer op neer op die heerlikheid van God is 'n mens wat ten volle lewendig is. Presies. Want nou net 7 hoofstukke na Johannes 3 kom Jesus en hy sê in Johannes 10 ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek het gekom sodat hulle op al hulle silinders kan vuur. Ja. Sodat daar soveel as moontlik individuele mense in hierdie wêreld is wat hulle unieke stempel afdruk op hierdie wêreld. Ja, en kan afdruk. So ek dink om dit in wese op te som is ons doen nie die Here 'n guns of ons eer hom nie deur onsself af te takel nie. Nee, en as ons dink ek moet minder word, beteken ek moet myself verguis, ek moet myself laat gaan, ek moet my afsloof vir die Here. Dit is nie wat dit beteken. Nee. Net mooi die teenoorgestelde. Dit is gekoppel aan 'n vreugde wat die Here in ons vind. Hy en 'n waarde in onsself wat God in ons vind. Ja. So dis eintlik om agter te kom wat jy vir God beteken, wat jy vir God werd is en vanuit daai plek te leef. Presies. En dit is nie niks nie. Ja. En dit is minder in die sin van dat dit minder, soos mense in Engels sê, in your face is. Ja. Waar die ego baie eintlik opponerend kan wees en duidelik sigbaar is. Iemand met 'n kortie meer of wat slagoffer mentaliteit is. Daai deel van ons is baie sigbaarder as iemand wat net vanuit 'n diep plek van gevoel van waarde uitleef. Ja. Dis nie 'n ding wat mens net van bewus. Jy's dalk van die energie daarvan bewus, maar dis nie 'n ooglopende ding. Nee. Maar dit is snaaks genoeg mense is daarvan bewus want dit het 'n ander energie. Ja, maar dit is op daai vlak. Dit is nie op 'n dit is 'n ek kon amper sê 'n subtiele iets. Ja. Ja. Maar die hoofgedagte is dat ons onsself die grootste geskenk wat ons vir God kan gee is om regtig ten volle te lewe. Om ten volle onsself te wees. En daar kom Manly Hopkins se gedig na vore van As Kingfishers Catch Fire. And for that I came. Daardie fasette. Die Here verlustig hom daarin. Dit is daar's 'n paar tekste
in die Bybel of begrippe wat uit die Bybel voortspruit wat 'n groot invloed op ons lewens het en wat ons miskien so mettertyd 'n bietjie by sal stil staan omdat dit 'n groot invloed het hoe ons God sien, hoe ons onsself sien en hoe ons die manier hoe 'n mens moet lewe beskou. En ek dink partykeer het ons die kat bietjie aan die stert beet. So 'n bietjie van 'n ernstiger op hoek wat ons vandag gehad het. Maar ons hoor graag van julle. Dis lekker om dat dit so bietjie rustiger hier by ons gaan en dat ons weer met julle kan gesels. Ons doen dit weer volgende naweek. Mooi bly almal. Tata.